Ons hoef nie met hangskouers in hierdie wêreld rond te loop, omdat ons nie weet wie ons is aan wie ons behoort nie. In Romeine 5 vers 9 tot 11 praat Paulus oor die sekerheid van ons verlossing en ons identiteit in Christus. Nadat hy gepraat het oor die verlossing wat Christus bring, sê hy wat dit vir ons elkeen beteken. Ons is deur Christus se versoeningsdood vrygespreek, wat beteken dat ons van die straf van God gered word. Op grond van Christus se offer kan ons vas en seker weet dat God se oordeel nie op ons wag nie. Omdat Christus hierdie offer vir ons gebring het toe ons nog vyande was, staan dit vas en seker dat ek met God versoen is. My sonde staan nie meer tussen my en God nie. Daar het nou vrede tussen God en my gekom. Daarom het ons nou, soos Romeine 5 vers 1 sê, vrye toegang tot God. En dis nie al nie, Christus word nou ons blydskap, want hy het deur sy gees in my kom bly, toe ek sy offer vir my aanvaar het. Al kom daar moeilike dinge oor ons lewe, kan ons vas en seker weet, dat Christus die volle prys vir ons sonde en skuld betaal het, dat ek deur Christus aan God behoort. Ek is deur sy offer nou vry, om die Here met my lewe te dien, want ek behoort aan hom. Soos 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, ek behoort nie meer aan myself nie, ek is gekoop, en die prys vir my is betaal. Ek kan dus vandag my kop optel en met vrymoedigheid vir die Here, aan wie ek behoort leef. Hy is my hoop, my blydskap, my lewe. Christus se offer gee vir my sekerheid van my kindskap van God, die sekerheid dat ek in lewe en sterwe aan Christus behoort. Is jy seker dat jy in lewe en sterwe aan God behoort? Hoe verander dit jou lewe? Leef jy met vrymoedigheid vir die Here, omdat hy jou hoop, jou blydskap, jou lewe is?